Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart U welbehaaglik wees, my Here en my rots. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan U elkeen ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ek nooi om die onfeilbare woord van die Here saam met my oop te maak en wel by 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs die 15de hoofstuk. Ons lees saam uit 1 Korintiërs hoofstuk 15, daar vanaf die 1ste tot en met die 10de vers. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan die 500 broeders tergelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydige geborene, want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloedig gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan die mans versoek om saam met my in gebed dan te verenig. Hemelse Vader, ek wil vir U dankie sê vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons vanoggend as gemeente saam kan vier, waar ons na die troonkamer van God kan gaan en waar ons die vrymoedigheid het om in die heiligdom in te beweeg deur daardie voorhangsel wat vir ons geskeur is. Jesus se liggaam wat vir ons geskeur is, wat die prys betaal het, sodat daar toegang tot die Vader dan vir ons voorberei is. As ons dink aan daardie tempellied wat dan ook sê, toegang tot die Vader het U vir ons voorberei. En Here, ons eer U daarvoor vir die kruisdood, maar ook vir die opstanding, want Here, in die opstanding is daar krag. In die opstanding is daar opstandingskrag wat U dan ook aan ons elke ene kom gee, en besonder ook aan U kinders, en om te weet dat die Gees van God daardie selfde krag in ons hart en ons lewens kom werk, en met daardie selfde krag sal hulle wat in die grafte is ook opgewek word, om dan ook hulle wat gered is, U tegemoet te gaan in die lig, soos die woord van Here in 1 Tessalonisense 4 vir ons sê. En dan ook die wonderlike voorreg vir ons wat in die lewe oorbly, om saam met hulle dan U tegemoet te gaan in die lig. Ons eer U vir daardie wonderlike voorreg, terwyl U woord dit verklaar. Here, ons kan U woord wegberedeneer nie. U woord verklaar dit vir ons, en U woord is opreg. U is betroubaar, en U woord is getrou en betroubaar. En daarvoor eer ons U vanoggend. Dankie vir die wonderlike voorreg dat ons dan ook die opstandingsdag kan geniet, soos Psalm 118 dan ook vir ons sê. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Here, ons is opgewonde, ons is bly in ons harte oor hierdie dag en dit wat U vir ons skenk as U kinders. En daarom bid ek, Here, dat ook elkeen van die gemeentelede ook hierdie dag op 'n gepaste wyse sal deurbring. U verheerlik sal word in en deur elkeen se lewe, en dat U naam groot gemaak sal word. Here, dankie dat ons ook maar net voor U kan kom buig en vir U kan kom vra. Kom seën vir ons vanoggend by hierdie geleentheid. Praat met ons
Kom bevestig u woord in ons hart en laat u naam ook daardeur geëer word. Ons bid, Here, vir elke sieke, vir elke behoeftige, elke kranke in ons liggaam. Here, ons dink maar in besonder aan hulle wat vanoggend op een of ander manier deur een of ander saak getuister word. Dat u ook by hulle sal kom stil staan. Here, dankie dat u ons raadgewer is. Dankie dat u ons geneesheer is. Dankie dat u die ene is na wie toe ons kan vlug in ons tye van nood en ons tye van benoudheid. As u vir ons sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Dankie dat u ons leer, Here, dat u juk is sag en u las is lig. Here, dat ons weet, dat wanneer ons na u toe kom, dat u die ene is wat vir ons uitkoms en oplossings kan bied. Here, dankie dat ons weet, ook binne in dit alles, is u ook besig om die harte te deursoek, die niere te toets, want dit is wat u ook vir ons in die woord kom leer. U toets die niere, u deursoek ons harte. En mag ons vanoggend u toelaat, ook om met die soeklig van die hemel, ook in ons harte te kom skyn, en dat daar verligting sal kom, soos die woord ook sê, in u lig sien ons die lig. Mag ons geestelike oë aangeraak word, ook vanoggend. Dankie, Here, dat u by ons wil kom stil staan, en ook by elkeen wat vanoggend nie hier kan wees nie. Ons dink maar, elke sieke, Here, dat u daar met hulle ook sal ontmoet. Dat hulle gewillig sal wees, ook om na u woord te luister, ook op die mediums wat daar gestel word, sodat u ook daarin verheerlik kan word. En nou, Here, maak dit stil in ons hart en ons gemoed, en Here, seën u woord, en spreek, Here, deur 'n nietige knegg, wat homself maar net weer eens gewillig stel, verberg vir my agter die kruis, soos daar baie keer gebid was in herlewingstye, Here, dat u die prediker agter die kruis sal verberg, openbaar u self, ook vanoggend aan ons. Ons bid dit om Jesus naam ontwil. Amen. Liewe toehoorders, vanoggend se skrifgedeelte wat ons na gaan kyk is juis hierdie een in vers 4 wat sê, en dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. Ons het by vers 3 dan ook stil gestaan Vrydag, toe ons juis na hierdie woord gekyk het en gesien het dat hy vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Maar vanoggend hierdie wonderlike en behoort dit vir ons 'n boodskap van blydskap te wees, 'n boodskap waarin ons die oorwinning ook dan kan sien, wat vir ons behaal is in die wonderlike opstanding van die Here Jesus Christus. Daar was 'n klein seentjie of 'n seun met die naam van Philip. Hy was gebore as 'n Down-sindroom en saam met die 3de graad sonnaarskoolklas wat hy dan ook bygewoon het en hoe daar die juffrou hulle ook die geestelike lesse probeer leer het. Maar die kinders het vir ou Philip nie regtig aanvaar binne in die klas nie. Totdat die juffrou ook maar bietjie met hulle gepraat het, gesê wat is Philip se probleem, en hulle het begin om ou Philip so bietjie in te trek, maar hy was nog nie heeltemal deel van daardie ou klasie nie. Eendag direk ook na so Paasgeleentheid, ook daardie Sondag, toe kom daardie juffrou by die sonnaarskoolkinders, en sy gee vir hulle elke ene so 'n tipe kous waarin hulle dan ook iets bymekaar kan maak wat kan dui op die opstanding, die nuwe lewe in Christus. En sy het die klas uitgestuur en daar was 'n geskarrel gewees op die terrein. Elke ene het of 'n blaar, 'n groen blaar wat lewe voorstel of iets bymekaar gemaak wat vir hulle lewe voorstel, en hulle bring toe almal hulle kous daarso na die juffrou toe. En elke sin begin toe oopgemaak word en elke ene word uitgehaal en hulle sien wat daardie betekenis vir daardie kind was, 'n blaar wat lewe beteken het en so aan. En hulle kom by ou Philip sinne en Philip se kous was leeg. En nou net soos kinders is. Juffrou, iemand het nie hulle opdrag voltooi nie. Iemand het nie gedoen wat juffrou gesê het.
Nou sit, kinders maak mos so, nee. Hulle probeer mekaar so 'n bietjie byt. En so probeer hulle toe die ene te byt, nou weet hulle nie, is ou Philip nie. Nou Philip sê vir hulle, maar dis ek. Ek het my opdrag voltooi, ek het gedoen wat die juffrou gesê het. Die graf is leeg. Dit is hoekom my kous leeg is. Die graf is leeg. En daarvan kan ons getuig vanoggend as kinders van die Here. Van daardie dag af was Philip ingetrek in hulle ou groepie en was hy deel van hulle en nie lank daarna nie. Toe het Philip ook gesterwe. As gevolg van sy probleempie wat hy maar in sy liggaam gehad het. Daar by daardie begrafnis het daardie juffrou en daardie kinders die Sondag die geleentheid gekom, nie met 'n blom in die hand nie, maar met hulle kous. Daardie kous van hulle het niks ingehaat nie, want die graf is leeg. En elke van daardie kinders het hulle kous bo op daardie ou kus gaan neerlê. Te getuig van die wonderlike werk van ons Here Jesus Christus. Die graf is vanoggend leeg. Jesus het waarlik opgestaan. Waarom soek julle die lewende by die dooie? Het hy nie vir julle gesê dat hy gaan opstaan nie? En Jesus het opgestaan uit die dood uit. Meer as 300 verse in die Bybel, in die Nuwe Testament, handel oor die onderwerp van Jesus se opstanding. Ons word vertel deur hierdie getuienis 'n teken vir die gelowiges, sowel as 'n antwoord op die gelowiges se twyfel. Dit dien as 'n waarborg dat Jesus se lering waar is en is die middelpunt van die evangelie self. Verder is die opstanding die dryfveer vir die evangelisasie en die sleutel aanduiding van die gelowiges se daaglikse vermoë om in hierdie Christelike lewe dan ook te leef. Die rede vir die totale toewyding van ons lewens lê in die opstanding van ons Here Jesus Christus. En die opstanding spreek self die vrees vir die dood aan. Die opstanding hou verband met die wederkoms van ons Here Jesus Christus, soos wat hy gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, kom ek weer, om julle te neem na daar waar ek is. Laaste gebeurtenis is 'n model van Christus se opstanding, wat vir ons bedoel is, waardeur die Christen dan ook sal weet dat daar vir my 'n opstanding in die laaste dae sal wees, 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, en dit gee vir ons reeds hier op aarde die voorsmaakie van die hemel. Ek vra maar, het ek eintlik nog iets nodig om vir ons te sê? Dis wat hierdie opstanding van Jesus vir een vir my inhou. Dis die hele evangelie boodskap. En dit is wat Paulus ook na hierdie groep mense in Korintiërs bring, as hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend. Wat is die evangelie? Christus het gesterf vir ons sondes. Christus is begrawe. Christus het opgestaan. En Christus gaan terugkeer. Wat het ek meer nodig? Of vir u eintlik hierdie dag te sê, ons moet eintlik nou by hierdie geleentheid oorgaan tot 'n bidduur, en eintlik vir die Here sê, dankie, dat hy opgestaan het uit die dood uit, want dit maak dat ons 'n evangelie boodskap het. Dis presies wat Paulus hier kom sê, ek maak julle die evangelie bekend. Hy het oor niks anders as dit vir die mense dan ook vertel nie. Job 19 vers 25, en nou moet ons weet, Job, reken hulle, is een van die oudste boeke in die Bybel. Kom Job en hy maak hierdie evangelie aan ons bekend, maar ek weet, hierdie man wat eintlik, wat hulle sê, die eerste boek in die Bybel behoort te gewees het,
Hy sê hierdie gedagte, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Hy het nog nie eers geweet van Jesus Christus se kruisdood nie. Hy het nog eers geweet dat Jesus na hierdie aarde toe sou kom nie. Wat nog van die kruisdood en die opstanding, maar hier kom verklaar hy dit vir ons. Jesus wat self vir ons kom sê, in Johannes 11 vers 25, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Jesus wat dit vir Maria vra, en is dit sekerlik die vraag wat u en ek moet vanoggend eerlik voor God antwoord. Glo u dit? Want ek sê, as ek hierdie boodskap glo vandag, sal my lewe daarvan getuig. As jy verstaan wat ek daardeur bedoel. As jy verstaan, ek kom praat na die tyd met my. Die bewys van Jesus se opstanding, kom Paulus en hy sê, ek maak julle hierdie evangelie bekend, dat Christus uit die dode opgestaan het volgens die skrifte. Die woord van God het dit self aan ons kom verklaar. Die engele toe hulle daar by die graf gestaan het en gevra het, wat soek julle hierso by die graf? Hoekom soek julle die dooie? Jesus Christus, enkelvoud, by die dooies. Hy is nie meer daar nie. Hy het opgestaan uit die dood, hy leef vandag. Die graf wat leeg is, nou as die Here vir ons reg gelei het, en is dit miskien dalk so, die tuingraf wat daar so naby Golgotha staan, wat ons kon besoek het, kan ek vanoggend self getuig, ek was by daardie graf, en daardie graf is leeg. Daardie graf is leeg. Die getuienis uit die woord van die Here, dat daardie graf leeg is. Daardie apostels wat daarvan kon getuig, toe hulle daar na daardie graf toe hardloop. Johannes staan buitekant, die steen is weggerol, en Petrus, daardie impulsiewe ene gaan binne in, en hy sien dat daardie graf leeg is, en hy sien dat daardie doeke daar lê, en dat die kopdoek opgevou is. En as ons verstaan wat daar die kopdoek beteken, is dit juis die boodskap van die opstandingswerk. Want wanneer daar die Heer aan tafel sit, en daar die diensknegt hom bedien, dan sou hy daar die servet gevat het, en sou hy daar die servet net daar opgebondel het, as hy opgestaan het, en iets miskien gaan doen het, oor daar die diensknegt te sê, maar die werk is nog nie voltooi nie, ek is nog nie klaar geëet nie. En dan wanneer hy klaar geëet is, sal hy daar die servet vat, en hy sal hom opvou, en hy sê, ek is nou klaar. Ek is klaar geëet. Die werk is voltooi hier aan die tafel. En dit is hoekom ons vanoggend ook die nagmaal vier, om vanoggend te vier, dat die werk voltooi is van ons Here Jesus Christus. Daar die servet is opgevou, daar die kopdoek was opgevou, die werk is voltooi. En daar die woord tetelestai het sy volle betekenis in die opstanding ook gevind. Die feite dat hy aan mense dan ook verskyn het, die profetiese woord wat vervul is, en die wonderlike wete waarvan Paulus ook getuig as hy sê, dat ons reeds die ewige lewe het. U en ek, as weergeborenes, wat waarlik kan getuig dat ons gered is, het die ewige lewe in ons. Johannes 14 vers 1 tot 3. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my.
Want in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dit praat van 'n opgestane Jesus, wat vir sy disippels kom bemoedig het deur daardie woord. Romeine 8 vers 34 sê dan, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat vir ons ook intree. Hy bid vir u en vir my hierdie oomblikke, want hy is aan die regterhand van God, en hy sit daar vir u en vir my. Maar wat beteken dit vir u en vir my persoonlik vandag? Net 'n paar kort gedagtes wat ek met u wil deel. In die eerste plek, dit beteken nuwe innerlike krag. Met daardie selfde krag waarmee Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, is dieselfde krag van die Heilige Gees wat in en u my werk. Wat in ons werk, sodat ons ook weet, dat ons met daardie selfde krag ook opgewek sal word in die laaste dag, waarvan 1 Tessalonisense hoofstuk 4 dan ook getuig. Johannes 8 vers 36 sê vir ons, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Met watter krag maak hy vir ons vry? Met daardie opstandingskrag, waarmee hy daardie sonde van ons kom weglig. En ons as kinders van die Here, in daardie vrymakende krag van Jesus Christus, vandag maar kan lewe, want dit is juis daardie krag wat in ons werk. Dit is daardie krag wat my vrymaak van die mag van sonde. Dit is hoekom Jesus aan die kruis gesterf het vir ons sonde, om die mag van daardie sonde te verbreek, sodat die sonde nie nodig het om daardie mag meer oor my uit te oefen nie. En daarom kan ek al meer gelykvormig word aan die beeld van ons Here Jesus Christus, waarby ek nou sal stil staan. Hebreërs 2 vers 14 tot 15. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Wanneer ek ongered is, het ek 'n vrees vir die dood. Want ek besef nie, soos Paulus daar in 1 Korintiërs ook sê, dat dit 'n oorgang is van die een lewe na die ander lewe nie. Wanneer hy daarvan getuig, en hy praat ook daarvan, wanneer die soldate teruggekom het van daardie oorwinning af, het daardie priester aan die voorkant het hy geloop, met daardie reukoffer en het heeltyd geswaai. En dit het 'n lieflike reuk vir daardie soldate gehad, want hulle het die oorwinning behaal. Hulle was kragtiger as hulle vyand. Maar vir die vyand wat aan die agterkant geloop het, was dit 'n reuk van die lewe na die dood. Of vir hulle te sê dat hulle gaan sterwe. Daar's nie hoop vir hulle in hierdie hele saak. Jesus het daar die hoop vir u en vir my gebring. Daarom dat daar 'n reuk van die lewe na die lewe is. Daar die oorwinningskrag wat hy vir u en vir my behaal het. Jesaja 25 vers 8. Hy sal die dood vir ewig vernietig. In daardie opstanding is daardie dood vir u en vir my vernietig, sodat ons ook in die nuwe lewe kan lewe. En die Here sal die trane van die aangesigte afvee, en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek. 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Hierdie krag werk in ons lewens. Efesiërs 3 vers 16 tot 19 sê, dat hy aan julle mag
gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy Heilige Gees in die innerlike mens. Waar ontvang ek die krag? Hier binnekant, waar die Gees van God in my hart dan ook kom werk, sodat, doel, Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Sy kragtige Heilige Gees in ons, waardeur hy kom werk, in u en in my lewe. Ja, Paulus moes self erken, hy is swak, maar wanneer ons swak is, dan word die krag van God in ons lewens volbring. Maar die tweede, wat beteken hierdie opstandingsdag vir my? Dit beteken dat ons aan Christus se beeld gelykvormig kan word. 2 Korintiërs 4 vers 10 sê, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam, om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Hierdie Christus wat opgestaan het uit die dood uit. Ja, die ander se grafte is steeds vandag daar. Maar Jesus se graf is leeg, en omdat sy graf leeg is, daarom kan ons aan die beeld van die Here Jesus Christus gelykvormig word. En waar sien ons dit in die woord van die Here? In 2 Korintiërs 3 vers 16 tot 18. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van die heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Wat het gebeur daar by die kruis? Toe die Here Jesus Christus gesterf het, is daar die voorhangsel geskeur. Weet jy hoe dik was daar die voorhangsel? 10 sentimeter. Vir die ouer garde 4 duim. Daai stuk materiaal gaan sit 10 sentimeter materiaal op mekaar. Kyk of jy dit kan skeer. God kom. En hy skeur daar die voorhangsel, van bo na onder, vir u en vir my, sodat ons toegang tot die Vader kan hê. Dat ons toegang kan hê tot daar die heiligdom van God. En nou kom, sê Paulus aan die Korinte, juis wat is die rede daarvoor? Hoekom is daar die bedekking weggeneem? Sodat ons die heerlikheid van Christus nou kan aanskou. Hierdie opgestane verreëse heiland, dat ons hom kan aanskou. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Sodat ons Jesus Christus kan sien in sy heerlikheid, en verander kan word in my lewe. Is dit nie juis wat Paulus ook aan daardie gemeente in Kolosse kom sê het nie? As hy kom sê dat daardie ou lewe is nou verby, julle lewe nou in 'n nuwe lewe, en kyk hoe beskryf hy dit vir hulle. Daar in Kolossense hoofstuk 3. Hy sê, maak dan dood julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het. Dit was ons ou lewe, die ongeredde lewe. Maar nou vir die kind van die Here, wat deur hierdie wêreld gevorm was,
Hoe lyk die beeld van die Here Jesus Christus wat deur Paulus in Kolossense aan ons voorgehou word? Hy sê, maar nou moet julle ook dit alles af lê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werk afgelê het en julle met die nuwe mens bekleed het, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy Skepper. Dis wat dit vir u en vir my beteken. Nou kan ons gelykvormig word aan die beeld van Jesus Christus. Ag, as baie skrifgedeeltes wat ons nog kan aanhaal, maar die tyd gaan ons inhaal. Die derde, toewyding aan 'n nuwe meester. Wanneer ek tot bekering gekom het, dan staan ek nie meer onder die ou meester nie. Die Bybel sê in Johannes 8 vers 44, julle het die duiwel as vader, die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy's 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie. Hy's 'n leuenaar. Dit was ons ou lewe gewees, maar ons het dit afgelê en nou is ons onder 'n nuwe meester. En omdat ons aan 'n nuwe meester behoort, moet ons mos dit wat hy van ons vra, moet ons mos nou doen. Is dit nie? Is ek verkeerd vanoggend? Is dit nie wat die skrif vir ons dan ook kom sê nie? Omdat ek 'n nuwe meester het, wil ek nou sy begeertes, sy verlange, sy wil vir my lewe uitvoer. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Hy is nou my meester, ek staan nou onder hom, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergees is nie. As hy daar in Timoteus, as Paulus vir Timoteus skrywe in 2 Timoteus 1 vers 8 tot 10, skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here, oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme, sy wil, sy genade wat nou oor my uitgestort is, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het, deur die evangelie. Hierdie is die evangelie. Dat ons losgemaak kan word, dat ons vrygemaak kan word, en dat ons nou aan 'n nuwe meester behoort. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, onder nuwe beheer, onder nuwe eienaarskap. Vroegere jare, as daar 'n besigheid was wat oorgekoop was deur iemand, dan sou daar aan die venster buitekant gestaan het, onder nuwe beheer, nuwe eienaarskap. Ek is nou onder nuwe eienaarskap. En daarom moet ek my toewy aan hierdie nuwe meester. Moet ek sy wil en sy begeertes vir my lewe uitvoer. En daarom sal dit by die 4de gedagte vanoggend kom, dat dit nie meer gaan oor my ambisie nie, oor my begeertes, oor my wil nie, maar dat ek my sal onderwerp aan God se begeertes en God se wil. My ambisie sal nou 'n hemelse ambisie word. Ek wil hê hierdie gedagte moet net bietjie by u insink. Gaan nie meer oor my nie. Gaan nie meer oor my begeertes, my verlange, my dinge. Dit is waar dit by 'n plek moet kom in my geestelike lewe, waar hierdie eie ek, wat so maklik opstaan, gedood word.
hoe maklik sien 'n mens dat hierdie is nog nie ons ambisie nie. Hier's nog te veel van die mens in ons. As hy sê, Kolossense 3 vers 1, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daarbo is. Nie meer my ambisie nie. Nie meer wat ek wil bereik nie. Maar Here, wat wil U deur my bereik? Wat wil U deur my doen? Wat is U begeertes? Wat is U verlange vir my lewe? Wat is dit wat ek moet raak sien? Soek die dinge wat daarbo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Ek leef nie meer vir myself nie. As Paulus daar dan skrywe, en hy sê daar in Galasiërs 2 vers 20, ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En die lewe wat ek nou leef, leef ek nie meer vir myself nie. Hoekom? Ek het nou 'n hemelse ambisie. 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy vir almal gesterf het, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het, en opgewek is. Omdat Jesus opgestaan het uit die dood het, daarom is my ambisie nou 'n hemelse ambisie. Daar die hemelse liefde in my hart. Here, ek soek nie meer my dinge nie. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. Nou begin my gedagtegang te verander. En ek begin te dink, soos wat God wil hê ek moet bedink. Wat beteken hierdie woord, bedink die dinge wat daarbo is? Om die verstand te oefen, of om 'n mening te koester of te hê oor die hemelse. Ons het dinge hier op aarde gekoester. Ons kon gesê het, maar ek wil soveel kinders hê, en ek wil daar die kar ry, en ek wil daar die huis hê, en ek wil daar gaan vakansie, en ek wil dit en ek wil dat. En nou sê hy, bedink die dinge wat daarbo is. En as hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, om my verstand te oefen, om nou die hemelse dinge te koester, en die gedagte intensief om jouself te interesseer in. Nie net oppervlakkig nie, maar intensief in te gaan en te gaan soek, Here, wat is U begeertes, wat is U verlange vir my? Die opstandingskrag van die Here Jesus Christus is dit wat in my hart wil kom werk. Ek begin nou 'n liefde daarvoor te ontwikkel. Daar's 'n wonderlike hoop in hierdie opstanding van die Here Jesus Christus. Efesiërs 2 vers 5 sê, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. Ek het nie meer daardie vrees vir die dood nie. Hoekom? Ek het die ewige lewe. Nie hierdie jou lewe is kortstondig van aard. Daar sal 'n tyd kom wanneer hierdie aardse ou liggaam gewissel sal word met 'n hemelse liggaam. Gaan lees maar 1 Korintiërs 1 vers 15 heeltemal deur, dan sal dit vir u verklaar word daar. Filippense 1 vers 21 sê vir ons dan ook, wat vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Hoekom? Hy sê in vers 20 van Filippense hoofstuk 3, want ons burgerskap is in die hemel. Hierdie is 'n ou tydelike aardwoning. En weet jy wat word 'n tydelike aardwoning genoem in die Bybel? 'n tent. Hoekom? Want daardie nomades, daardie mense wat rondgereis het 'n tent gehad.
En al hulle besittings was op in daardie tent gewees. En dan sal hulle daardie besittings al bymekaar maak en dit op die kamele laai en dan sal hulle van een plek na ander plek reis. Is 'n tydelike tentwoning. Daarom dat hy ook vir ons sê in 2 Korintiërs 5 dat hierdie tentwoning sal afgebreek word. En wat is daardie woord? Is letterlik disintegreer. Nou ek dink maar aan my eie pa. Hy was omtrent net so lank soos wat ek was. Maar die laaste tyd, voordat die Here hom kom wegneem het, toe vat hy my hier by my oor. Wat het gebeur? Jou liggaam het begin disintegreer. Tydelike tentwoning. En die woord van die Here sê, ons sal dan van gedaante verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles in homself kan onderwerp. Hierdie ou tydelike tentwoning gaan eendag verruil word vir die ewige. Vir 'n ewige huis. Ons burgerskap is van die hemel, nie van hierdie aarde nie. Daarom dat ek kan verander, daarom dat ek vernuwe kan word. Ek sluit af. In een van die ligter oomblikke van Benjamin Franklin het hy sy eie grafskrif dan ook geskryf en hy was nie soos baie dan ook beweer 'n belydende weergebore Christen nie, maar dit lyk asof Paulus se woorde juis hom aangegryp het en vir hom geleer het oor hierdie opstanding van die liggaam en dit moes 'n invloed in sy lewe gewees het, want hy het die volgende geskrywe: Die liggaam van B. Franklin, drukker soos die omslag van 'n ou boek. Hoor mooi, drukker soos die omslag van 'n ou boek, waarvan die inhoud uitgetrek is, en stroop van sy letters en gilde, lê hier, kos vir die wurms, maar die werk sal nie heeltemal verlore gaan nie. Want dit sal, soos hy geglo het, weer verskyn in 'n nuwe en meer volmaakte uitgawe, gekorrigeer en gewysig deur die outeur. Wat beteken dit? Hy sê soos 'n boek, tussen hierdie dik blaaie is daar dun blaaie. En by my sterwe sal hierdie ou dun blaaie als uitgeskeer wees. Net hierdie ou buiteblad, Benjamin Franklin, wat sal oorbly. En nou sal daar 'n nuwe boek geskryf word in die hemel. Die wonderlike hoop vir u en vir my. Vir elkeen wat waarlik weergebore is. En die getuienis in hulle hart dra, dat ons waarlik gered is. Hierdie wonderlike boodskap, Jesus het opgestaan uit die dood uit. En omdat hy opgestaan het uit die dood uit, daarom hou dit vir u en vir my, dan ook die volgende in, dat daar nuwe innerlike krag in ons lewens kan werk. Dat Christus gelykvormig kan word in ons lewe. Dat ons 'n nuwe toewyding aan 'n nuwe meester kan hê. Dat ons ambisie nie meer ons eie ambisie is nie, maar 'n hemelse ambisie. En dat ek 'n liefde daarvoor ontwikkel. Dat daar 'n nuwe hoop vir u en vir my in Christus Jesus is. Hoekom? Want hierdie ou lewe gaan verby. En ons sal 'n nuwe lewe saam Christus leef. Want ons burgerskap is in die hemel. Het u daardie getuienis in die hart dat u waarlik weergebore is? Dat u daarvan kan getuig, soos Paulus dan ook vir ons hier kom leer in verskillende skrifgedeeltes wat dit openbaar, dat u in hierdie nuwe hoop vandag kan lewe. Mag die Here vir die genade skenk, mag dit vir ons nuwe aansporing in ons geestelike toewyding
aan God wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U uit die dood uit opgestaan het, dat U vir ons nuwe lewe kom gee as weergeborenes en dat ons 'n nuwe hoop het. Here, dat ons 'n nuwe meester het wat ons dan ook kan dien. En help vir ons om gelykvormig te word aan hierdie nuwe meester in ons lewe. Dat dit nie meer oor ons wil en ons ambisie sal gaan nie, maar oor U begeertes, U verlange vir ons lewe. Stel ons in staat en wees U ons in staatstelling elke dag, om maar net opnuut ons elke dag aan U toe te wy, soos Paulus ook sê, ek sterf dag na dag. Here, dat hy elke dag in Christus daardie nuwe lewe kan leef, met daardie wonderlike wete. U het vir hom nuwe hoop kom gee. U het vir ons nuwe hoop kom gee, en mag ons in daardie nuwe hoop lewe. Dankie dat ons ook nou kan by 'n tafel gaan aansit, waarvan ons kan getuig dat Christus Jesus het gesterwe, maar daardie doek is opgevou, die werk is voltooi, en ons aanbid U daarvoor. Amen.